Dis tyd vir jou weeklikse regsadvies en dis met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. As jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk volgende week. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet "We take the burden out of your legal work" nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co sommer nou. En soos oude gewoonte op 'n maandagmiddag is Andrew hier saam met ons. Andrew, welkom. Dankie Kevin, dankie Riva. Dis Hallo, lekker lang naweek is ons weer hier. Ja, nee, verseker. Ons is nog besig om te praat oor kontrakte. Op watter aspek van kontrakte praat ons vandag? Vandag praat ons bietjie oor die voorwaardes in kontrakte. Jy kry twee tipes voorwaarde, opskortende en ontbindende voorwaarde. Nou, meeste mense wat hulle eiendom gekoop het al met die opskortende voorwaarde te doen gekry. Die opskortende voorwaarde is gewoonlik dat die koper moet of binne sekere tyd 'n deposito van so 'n bedrag betaal, of hy moet binne sekere aantal dae finansiering verkry, of is onderhewig daaraan dat die koper se huis wat hy het verkoop word binne 3 maande of so. Dis 'n baie standaard ding in 'n normale kontrak en dit moet gebeur voordat die koop kan deurgaan. Nou, dis 'n opskortende voorwaarde. Hy skort letterlik die verpligtinge of die geheel of 'n gedeelte van die kontrak op totdat die voorwaarde vervul is. As die voorwaarde nie vervul is, dan kom die kontrak nooit verder tot stand nie. Met ander woorde, die kontrak verval in sy geheel. Nou, as die voorwaarde wel vervul word, dan kom die kontrak tot stand soos vanaf datum van die ondertekening daarvan. Nou, wat baie keer gebeur nou is dat die koper koop byvoorbeeld 'n huis en dan moet binne 21 dae moet hy sy lening goedgekeur kry. Nou daai 21 dae word gewoonlik sommer deur die agent ingevul. Die koper is baie keer eerste of tweede huiskoper. Hy weet nie hoe lank vat dit om 'n lening by die bank te kry nie. Wat dan gebeur is, dan word gewoonlik deur die agent stel 'n bond originator aan, wat nou die verband by die bank moet aansoek gaan doen voor ensovoorts. Al die dokumente word gekry, salarisstate en FICA dokumente en alles, dan word ingedien en nou word die lening nie goedgekeur binne 21 dae nie, maar wel binne 23 of 25 dae. Koper is baie gelukkig, hy gaan die prokureur toe sê ek het 'n lening gekry, hier so is die bewys daarvan, jy moet aangaan om te registreer. Nou of op daai stadium kom die koper en hy sê, die verkoper, hy sê nee, ek wil nie meer verkoop aan jou nie, want jy het nie aan die voorwaarde vervul nie. Die kontrak het verval by verstryking van die 21 dae. Nou, of die prokureur kan aangaan en registreer, maar wat is nou die gevolg daarvan? En dis eintlik waar ek wil uitkom. Die Appelhof het onlangs beslis dat as 'n opskortende voorwaarde nie binne die tyd vervul word nie, dan verval die kontrak, selfs al het een of albei van die partye reeds presteer. In ander woorde, selfs al het jy betaal. Nou, in hierdie spesifieke geval, wat die Appelhof oorgaan, is 'n kontrak vir ontwikkeling, wat die een maatskappy moes dood eenvoudig die kontrak moes deur die raad van direkteure moes goedgekeur word en dit moet gekommunikeer gewees het aan die ander party binne 7 werksdae. Hy is goedgekeur, maar hy is na die 7 werksdae is dit gekommunikeer. 18 maande later, toe gaan die ander maatskappy en hy sê nee, luister, hierdie kontrak het verval, hy het nooit tot stand gekom nie. Al het die eerste maatskappy alreeds gebou op die grond opgerig. Dan het ek gesê, luister, die kontrak het verval. Nou, die vraag is, waar laat dit nou ons huiskoper, wat is sy remedie? Weet, dis, as jy nou gaan in die huiskoper gaan, en nou word dit wel geregistreer, maar daar's in effek geen kontrak nie, want onthou die kontrak verval die dag wanneer die voorwaarde nie vervul is nie. Nou, hy het een van 2 keuses wat hy kan doen. As hy nou weet, luister, die tydperk waarbinne ek moet presteer, kom nou hier baie naby, ek kry nie my lening nie, dan kan hy gaan en hy sê, luister, kom ons wysig die kontrak. Gewoonlik het die kontrak 'n verskansingsklausule wat sê, kan alleenlik skriftelik gewysig word, as beide partye geteken het en so aan. Sê hy vir die prokureur, moet hy sê, luister, die transportprokureur gewoonlik, luister, kry hierdie kontrak, kry vir my verlenging van tyd om hierdie voorwaarde te vervul. As daai tydperk verby is,
dan kan jy nie hierdie kontrak se tydperk weer gaan vervul nie. Kom ons sê die 21 dae verstryk vandag. Jy kan nie môre gaan 'n Nee. teken en sê maar luister, ons Correct. verleng die tydperk, Ja. maar die kontrak is verby. Natuurlik, ja. Daar moet 'n nuwe kontrak dan gesluit Sure. word. Selfde terme en voorwaardes, maar sluit dan eerder 'n nuwe kontrak dat die nuwe kontrak dan net teken. Nou, wat is die gevolg daarvan as jy dit nie doen nie? Uit die appel of uitspraak kan 'n mens nou aanvlei dat nou koop jy die huis word oorgedra in jou naam. Daar word 'n verbandlening geregistreer. Jy begin die bank afbetaal. Dink vir jouself, 18 maande Sure. later kom die verkoper en sê gee terug my huis. So nee, jene. Jo. Dit kan nou wesenlike gevolge hê wat 'n Ja. mens nou nie, wat 'n mens glad nie wil hê nie. Nou, want ek probeer oordra is dat huiskopers of mense wat kyk wat 'n kontrak teken wat 'n voorwaarde het, maak doodseker dat jy weet wat staan in daai kontrak van jou. Maak doodseker dat jy weet wat is die tydperke, wanneer moet jy voldoen aan daai tydperke, hoe moet jy voldoen daaraan, ten einde hierdie kontrak te kry dat hy in werking is, dat jy veilig is. Gaan eerder na 'n prokureur toe, betaal hom die paar rand wat hy vra om jou kontrak vir jou deur te lees, dat hy hom behoorlik deurlees, dat hy vir jou kan adviseer daaroor, Ja. en dat hy ook sommer polisieman speel oor die tydperke wat nagekom moet word. Dan is jy veilig. En as dit blyk jy gaan dit nie maak nie, dat hy dan vir die wysiging opstel en die verlenging van tyd ooreenkom dat jy veilig is. Jy wil tog nie 18 maande of 'n jaar of 2 jaar laat die tyd skielik dan moet jy uit jou huis uittrek en Nee. jy sit met 'n verband wat geregistreer is wat jy nou nie Wow. weet watter kant toe met Sure. hom nie. Nee, mens moet altyd weet presies wat aangaan. Dit wys jou en dis 100 keer beter om 'n prokureur te gaan sien as om in daai situasie te Dit sit. is ek weet nee. wat gewoonlik gebeur is die transportprokureur wil ook net registreer en hy gaan ook aan en hy registreer en niemand dink daaraan dat eintlik registreer jy sonder 'n kontrak nie. Wyse woorde van Andrew van Burden Swart en Botha Prokureurs. Andrew, waar kry ons jou gou in die hande? Ons kantoornommer is 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. So maklik is dit. Andrew@aburden.co.za. Dankie Andrew, ons sien jou volgende week. Dankie julle. Baie lekker aan.